Nou ons maak vanoggend, handel ons reeks oor die mekaar gemeente, handel ons af en ons kom by deel 10 en ek is bly julle het saam met my deurgedruk deur die warm dae, deur die koue dae. Kyk, die derde kwartaal is mos so, is 'n bietjie 'n mixed bag, dis warm, koud, jy weet nooit hoe dit is nie. Dankie dat julle saam met my die pad gestap het. Ek wil jou herinner, voordat ek vanoggend se boodskap verder vat, ek wil jou herinner in hierdie belangrike ding. En dit is, as jy die Here Jesus aangeneem het, dan behoort jy nie meer aan jouself nie. Jy het 'n nuwe eienaar. Die Here Jesus is nou jou eienaar. En daarom is dit belangrik dat ek moet vir myself vra, wat beteken dit? Wat beteken dit? Dat, wat het ons ouers ons geleer? 'n geleende ding pas jy beter op as jou eie goed, nê? So hierdie is geleen. Hierdie lewe is geleen. Ek behoort nou aan die Here Jesus. Ek vra nie meer wat vir my reg en goed en belangrik is nie. Ek vra nou, wat is vir die Here goed en belangrik en aanneem ek. Amen? Amen? Nou kyk, as dit so is, dan is die volgende ding ook belangrik, dat hierdie mense wat hier sit, ons bou nie 'n besigheid hier nie. Jesus het vir Petrus gesê, op jou getuienis gaan ek wie se kerk bou? Ek my kerk bou. So die kerk behoort, ons wat hier sit, ons behoort as 'n gemeenskap aan die Here Jesus. En daarom is dit belangrik dat ons moet verstaan, ek moet vir myself vra, wat wil die Here in en deur my doen, ook in hierdie geloofsgemeenskap? Want ons is die huisgesin van God. Kyk 'n bietjie om jou, dis jou boeties en sissies in Christus. Het julle geweet, die Romeine het die Christene doodgemaak en hulle skuldig gevind op een van 3 goed. Eerstens dat hulle ateïste is. Kan jy glo? Christene is doodgemaak omdat hulle ateïste was. En die rede daarvoor is, want hulle het nie die keiser as God erken nie. So hulle was skuldig bevind daarop dat hulle die keiser nie aanbid nie, so hulle is ateïste, hulle glo nie in God nie. Dit was nommer 1. Die tweede ene waarop hulle vermoor was kannibalisme. Want hulle het bloed gedrink en vleis geëet. Weet julle waarna verwys hulle? Na die nagmaal. Nou, jy weet nou, dis nie werklik wat gebeur het nie. Maar hulle was doodgemaak omdat hulle die nagmaal gebruik. En die derde ding is, kan jy glo met die losbandigheid van die Romeinse agtergrond, was omtrent enige ding was reg, maar 'n boetie en 'n sussie wat trou is verkeerd. En omdat ons broers en susters in Christus is, het hulle gesê boeties en sissies trou met mekaar. En daarom was hulle doodgemaak. Maar dis belangrik dat ons moet weet, vir die ding wat ek en jy net sommer aanvaar as 'n algemene waarheid, het ander gelowiges dood gegaan voor. En daarom moet ons dit ernstig ook opneem. Nou dit is so. Weet nie wie van julle het boeties en sissies gehad toe julle kleiner is nie. Ek en my sussie het baie beklei. Wie van julle was daar? Ek weet nie hoekom nie. Dit was maar net so, nê. En dit is so. Weet julle in die huisgesin van God, partykeer dan skaaf ons 'n bietjie mekaar, nê? Partykeer dan is dit net ek? Ja, en so partykeer dan skaaf ons bietjie mekaar, maar ons moet onthou, en een van ons themaverse in hierdie reeks is Johannes 13 vers 34, soos ek julle liefhet, sê die Here Jesus, moet julle mekaar ook. Hierdie was een van ons belangrikste verse, wat sê, Jesus word nou die maatstaf vir hoe lief ons mekaar het. Jesus word nou die standaard. Sy kruisdood word nou die standaard vir hoe ek na jou moet kyk, hoe jy na my moet kyk, en hoe jy na die ander mense in hierdie gebou moet kyk. Nou dit gesê, hoe lyk dit as ons mekaar so lief het? En dit is, ons kom onder andere, ons het elke week 'n ander element hanteer, ons is nou ongelukkig by die laaste ene, ek voel of ek vir 'n ou vriend nou moet Kubai sê, soos ons nou klaar maak met hierdie reeks, maar deel 10 sê, ons moet mekaar aanvaar, en dis waar ons volgende praat. Nou natuurlik, ons gaan na die Bybel toe, is julle reg vir my daar agter om vir my, dit is my Bybel te doen, so kom ons staan, ons gaan soek altyd ons antwoorde in die skrif, en dis hoekom ons hierdie doen, ons doen hierdie belydenis, iemand het vir my gevra, ons moet 'n Bybelstudie hieroor doen, so ek aanvaar die uitdaging, ons gaan 'n Bybelstudie skryf oor hierdie reeks, is julle reg vir my daar agter, sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel, ek is wat dit sê ek is, ek het wat dit sê ek het, ek kan doen wat dit sê ek kan doen, met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen. Baie dankie. Jy kan jou Bybel oopmaak by Romeine.
Jy kan jou Bybel vanoggend oopmaak by Romeine en ons gaan lees vanaf vers 1 in hoofstuk 15, Romeine 15 vanaf vers 1 tot 7 en ek hoop so dat die Here hierdie woorde vanoggend in ons harte oopbreek dat ons dit werklik sal verstaan. Nou vinnig, ek wil net vir die mense aanlyn sê, hallo en baie welkom. Is lekker om in jou huis te wees. Maak nie saak waar jy is nie. Ek weet daar's mense van Orkney af, ek het mense Annelien van Johannesburg en ek weet Katie Brits hulle van Windhoek is weer. Baie welkom, is lekker om in julle huis te wees. Ek wil ook dalk net dit sê. Vriende, vir ons is dit belangrik, maar vir julle aanlyn ook, jou geestelike groei en jou nou ook. Jou geestelike groei is vir my en vir ons bestuurspan, ons ouderlinge, geweldig belangrik. Dis hoekom ons reekse doen soos hierdie. Maar verder ook, dis hoekom ons 'n uur van gebed doen. Dis hoekom ons die gebedseminar doen. Nou ek weet vir julle wat aanlyn is, julle wonder hoe gaan julle deel wees. Nou Gustaf en Miranda is ons aanlyn Bybelstudieleiers saam met Chris. En ek het vir hulle gevra, hulle het vir my 'n video gemaak. Die video se eerste 5 sekondes is 'n bietjie glitchy, maar as hy eers aan die gang is, so ek het 'n spesifieke boodskap vir julle wat aanlyn is. So hier gaan. Hallo, ek is Gustaf. En ek is Miranda. Ons skakel in by Tygerberg Gesinskerk aanlyn vanuit Amanzimtoti. Ons wil julle graag uitnooi om van die 27ste in te skakel by die gebedseminar. Die kerkdiens begin die 27ste en dan op die 30ste begin die Bybelstudies. So kom skakel asseblief saam met ons in, kom neem deel. Daar's 'n vorm wat beskikbaar is op die WhatsApp groep wat julle kan download om in te vul. Ons sien uit daarna om julle by ons te hê. Ja, so dankie aan Gustaf en Miranda ook. Ja, hulle werk hard, net so hard soos die mense hier. Wil julle net vir hulle ook 'n lekker handeklap gee nie? Is lekker om hulle deel te hê. Glichelle, wil jy nie net vir my die link ook net in die groep stuur dat die mense dankie. So vir julle aanlyn, vir julle almal ook. As jy daarop klik, dan moet jy sê as jy aanlyn of in persoon. OK, kom ons gaan aan. Romeine 15 vanaf vers 1 tot 7 en ek hoop jy is reg om uitgedaag te word. As ek hierdie verse lees, dan ruk dit my so 'n bietjie in die bors en ek is regtig uitgedaag want ek moet vanoggend vir julle sê ek sukkel hiermee. Nou het julle my persoonlike sondebelydenis gehoor. OK, so kom ons lees dit. Vanaf vers 1. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting. Sê net gou verpligting? Nee. Verpligting? Rus die verpligting om die swakhede verdra van die wat nie sterk is nie. Nou net om hier vir 'n oomblik te stop. Vir ons wat sterk is in die geloof, as jy sê jy is lief vir die Here en jy is sterk in die geloof, dan is daar 'n verpligting. Die Here verwag, nie net ek nie, want ek doen dit ook, maar die Here verwag van jou om jou te kyk en jy moet die kapasiteit en die vermoë hê om ander se stupidheid te kan absorbeer. OK? Nou, okay, ek het dit nou gesê hoe jy dit dink. Mense behoort dit nie te sê van die kant af nie, maar dis waarop dit neerkom. Mense het swakhede. En as ek volwasse is in die Here, dan moet ek dit kan vat sonder dat ek eers my oog knik. Sonder dat ek eers verstaan julle? Dis wat hierdie vers sê. As ek dit nie reg kry nie, wat impliseer dit? Daar's werk om te doen aan jou. En dis waar ek is. Ek is op pad, ek bely dit. OK, ons gaan aan. Ons moenie net aan onsself dink nie en dis die sleutel. Dis die hele punt van vanoggend se inleiding om te sê, aan wie behoort ek? Julle moet sê aan Jesus. Aan wie behoort ek? As ek aan Jesus behoort, aan wie behoort ek nie meer nie? Aan my? Ek behoort nie meer aan myself nie en jy moet deel daarmee. Jy moet op 'n punt kom wat jy sê, hey, ek behoort nie meer aan myself nie. Hoe ek optree word bepaal aan wat Jesus op die kruis gedoen het, nie wat vir my lekker of goed of lekker of aanneemlik is nie, wat Jesus van my verwag, dis die bottom line, en ek vra dit die heeltyd. Wat wil Jesus sê? Wat wil Jesus sê? Nou ons het ander bandjies, kyk hoe werk ek om sneeke kom in, wat sê bid geduldig, maar julle onthou die ou bandjies wat gesê het? What would Jesus do? Ons sal later so ene ook maak, okay? What would Jesus do? Dis die vraag wat ek by die heeltyd moet afvra. So Jesus dit gedoen, hè? Nou hoekom doen ek dit? So Jesus dit gedoen, hè? Nou, hoekom laat ek myself toe om dit te doen? Okay, julle hoor waaraan gaan ek met hierdie, né? So elke van ons moet aan ons naaste dink en dan wat vir hom goed en reg en aanneemlik en die geloof opbou. Nie vir wat vir my goed is nie. Ek moet dink, hey, dit wat ek nou doen is laat dit hierdie ou geestelik groei. Ja, alright, hou voort. Nee, stop dit. Iemand moet net sê amen, anders voel ek 'n bietjie alleen. Vers 3, Christus het immers ook nie aan homself gedink nie, dit weet ons, inteendeel. Dit was met hom soos daar geskrywe staan in die Ou Testament, die beledigings waarmee mense u beledig het op my neergekom.
Okay? Ek gaan net verder. Alles wat vooraf in die skrif opgeteken, ek het nou daarna verwys onthou julle om te sê die Ou Testament is vir ons opgeteken sodat ons ook daaruit kan leer. Alles wat vooraf in die skrif is die Ou Testament opgeteken is tog opgeteken om ons te leer sodat ons deur die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif ons gee, vol hoop kan wees. En mag God, die bron van alle standvastigheid en bemoedigheid, sê net die bron, hy is die bron. Nie ek nie. Dis iets wat jy uit jouself uit opwek nie. Dis iets wat ek het, omdat ek in Christus is. So, en mag God die bron van alle standvastigheid en bemoediging gee, dat julle eensgesind onder mekaar sal wees, soos Christus Jesus dit wil hê. Dan kan julle almal eensgesind uit een mond lof toebring aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus. Okay, nou wil ek eers almal net by my kry. Is almal nou by? Ek het nog een vers om te lees, vers 7. Aanvaar mekaar. Sê gou aanvaar? Aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het. Sê gou soos Christus julle aanvaar het tot eer van God. Nou ons het baie, ek sal graag 'n reeks wil doen net oor die soos verse, soos Jesus, soos God. Ons het vergewe mekaar, ons het aanvaar mekaar, ons moet wees lief vir mekaar, maar hierdie aanvaar mekaar, ek moet jou aanvaar soos wat Jesus jou aanvaar het. Amen? Okay, ek wil net die twee verse langs mekaar sit, sodat julle weet waar vanoggend gaan. So, ons is by deel 10 aanvaar mekaar. Kom ons kyk net weer vers 1 en vers 7, want dis die twee verse waarop ek vanoggend wil fokus. Op ons wat sterk is in die geloof, dit het ek klaar duidelik uitgebeeld. En dis die ding, hoekom ons alles in hierdie gemeente rad, sodat ek en jy geestelik kan groei, volwasse kan word in die Here Jesus, dat ons op hierdie punt kan kom. Op ons wat sterk is in die geloof, rus die verpligting om die swakhede te verdra van die wat nie sterk is nie. En dan vers 7, aanvaar mekaar dan, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. Dis my skriflesing vir vanoggend. En wat ek net eers wil sê is ek het klaar gesê, Christus is die bron. Jy is nie die bron van hierdie goed wat ons vanoggend bespreek nie. Jy kan dit nie uit jouself uit doen nie. So moenie eens, dis nie iets wat ek probeer en ek moet harder probeer nie. Hier is iets wat ek juist minder moet probeer en toelaat dat Christus deur my gaan. Want hier's 'n teologiese waarheid. As jy Jesus aangeneem het, het jy die volheid van die Heilige Gees reeds binne in jou. Jy het die volheid van God se krag reeds binne in jou. Jy het reeds, en daarom is dit moontlik. Jy kan in oorwinning oor die vlees lewe. So daai goeders wat in die pad staan, wat ek met my vlees na die tafel toe bring, dit kan uit die pad uitkom as ek meer in oorgawe aan die Here lewe. En dis die pad wat ek moet stap. So, hoe kan ek dit regkry? En julle kan sien ek brei dit uit, nie net tot hier nie, maar tot enigiemand, want Christus het nie net die aanvaar wat hom aanvaar het op daai punt nie. Hy het gebid aan die kruis, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis die hart waarmee ek en jy moet lewe. Ons moet hier uitgaan om te verstaan, hierdie wêreld hier buite is stikkend. Hulle gaan dom goed doen, hulle gaan mekaar doodmaak, hulle gaan kwaad wees vir ons, hulle gaan my, jou vloek en skel, hulle gaan allerlei goedes aanvang, en ek en jy gaan nie kan kwaad raak daaroor nie. Ek en jy gaan kan sê, Vader, vergewe hulle. Vader, gee my 'n geleentheid om met hierdie mense die evangelie te deel, want hulle is verlore. Hulle is op pad hel toe, en dit wat vir hulle wag is groot. Help vir my om nie my eie woede en my eie vlees op te tree en hierdie mense te wil voel ons nie baie keer so nie. Dis nie wat Jesus gedoen het. Ek moet Jesus se hart en sê, Vader, help my om Jesus se vergifnis vir hulle te lewe. Amen. Kyk, is julle reg hiervoor? Dis 4 belangrike besluite wat jy vanoggend moet neem as jy hierdie ding wil regkry. Wil jy weet wat dit is? Want dan moet jy nou record druk. Want ek gaan dit vir jou gee. As jy vinnig kan luister, kan ek vinnig praat. As jy notas maak, warm my pen op. Hier gaan ons. Okay, so nommer 1. Hoe aanvaar ons mekaar? En hoe aanvaar ons enigiemand daar buitekant? Maak nie saak wat nie. Hier is dit so. Ek neem vandag 'n besluit om met alle mense vriendelik te wees. Dis 'n eenvoudige begin. Almal van ons kan dit doen, maar ons behoort dit te doen en ek moet 'n besluit neem. Dis die maatstaf waarvolgens ek gaan lewe is met vriendelikheid. Ek kan nie iemand aanvaar as ek na hom frons nie. Ek kan nie, ek moet vriendelik wees. Efesiërs 4:2 sê, wees altyd, nou hier is 'n hele preekie met 4 punte, 5 punte, julle gaan nou sien. Wees altyd beskeie, dis om nederig te wees. Wees vriendelik en geduldig. Ons gaan nou oor geduld toe ek praat, maar ek fokus op vriendelikheid. So wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Nou ek gaan net fokus op vriendelikheid, want hier is die beginpunt. Nou vriendelikheid is nie
Die persoon met wie ek praat is nie die bron van my vriendelikheid nie. Vriendelikheid is iets wat in my is omdat Jesus in my is. Maak dit sin? Ek is nie vriendelik met jou omdat jy vriendelik is met my nie. Ek is vriendelik met jou omdat Jesus met jou wil vriendelik wees. Maak dit sin vir julle? Daarom is ek vriendelik met enigiemand. Daarom kan ek vriendelik wees met onvriendelike mense. Ek kan vriendelik wees met my vyande. Ek kan vriendelik wees selfs met die mense van wie ek nie hou nie. Ek kan en ek behoort en ek is verplig om dit te doen. Want 1 Korintiërs 13 vers 4 sê, die liefde is. Julle sien hoe dit werk, as ek so maak, dan moet julle sê. So die liefde is, ons gaan verder. Die vrug van die Gees, dit beteken, omdat die Heilige Gees in my lewe is, omdat ek Jesus Christus aangeneem het, en my rug gedraai het op my ou lewe, nou is die Heilige Gees in my, as ek toegee, dat die Heilige Gees meer word, en Jesus meer word, dan word ek minder, wat kry ek dan? Liefde, vriendelikheid. Julle sien wat ek doen, hè? En dan Kolossense 4 vers 6, wat julle sê moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. Nou hoor gou mooi, en hier is die belangrike ding. Dit maak nie saak wie vir jou hoeter blaas nie. Dit maak nie saak wat enige iemand jou toegesnou het nie. Dit maak nie saak wat enige iemand gedoen het nie. Hulle is nie die bron van jou vriendelikheid teenoor hulle. Jesus is. Ek moet jou net een vraag vra. Het jy Jesus aangeneem as jou verlosser? Is jy 'n kind van die Here? Hier's 'n paar ja's, ek is bekommerd oor die res. Is jy 'n kind van die Here? Dan is hy jou bron, nie wat enige iemand daar buite doen nie. Dis waar ek begin. Ek wys vriendelikheid. Jesus verwag van my om vriendelik te wees, nie net teenoor die mense hier binne nie, maar teenoor alle mense. Want hy wil hê ek en jy moet hom wys. Ons is sy ambassadeurs, ons is sy verteenwoordiger. Ek verteenwoordig nie. Hoorie, as 'n verkeersbeampte sy handskoen uitsteek, wat dink jy? Ek het nou weet van 'n gery. Nee. Jy dink nie aan daai man is getroud en hy het 'n klomp probleme en hy het 'n paar dinge wat in sy lewe plan nie. Jy dink net aan die boete wat jy nou gaan kry. Reg? As iemand hoor jy's 'n kind van die Here, dan wonder hy nie wat in jou lewe aangaan nie. Hy moet net een ding van jou sien en dis Jesus. Want dis wie jy verteenwoordig. Kan jy amen sê daar? Nou okay, vriendelikheid het nie minder as 20 eienskappe nie. Iemand wat vriendelik is, daar's 20, as jy sielkundig vriendelikheid ontleed, is daar nie minder as 20 eienskappe van wat vriendelikheid is nie. En al 20 het direk sy wortel in Jesus. As jy daai vriendelikheid vat en jy gaan kyk, wat is vriendelikheid? Wat Christus verwag van my om te hê, wat ek het as ek die Heilige Gees, wat ek moet hê as die Heilige Gees in my is. As ek daai goed, daar's 20 beskrywings en al 20 daai is direk verband met omdat Christus in my lewe is. Nou ek gaan net so 4 of 5 vir julle noem, dat julle weet hoe dit lyk. Dan kan jy kyk, tik jy, volg ek hierdie beginsel. Hoe lyk 'n vriendelike mens? Wel, nommer 1 is iemand wat warm is. Nou okay, gasvry klink of jy nou almal in jou huis in moet nooi. Natuurlik, daar kom 'n tyd, daar's 'n paar van julle wat die geestelike gawe van gasvryheid het. Nie almal het dit nie. Dit beteken jy nooi sommer enige ou in jou huis in en jy maak vir hulle kos en daar's 'n paar van julle vrouens wat baie lekker kos maak. Maar dis iets anders. Met elke Christen behoort 'n natuurlike warmte te hê dat wanneer hulle met jou in kontak kom, dat hulle welkom voel. Dit bring my by die volgende ene en dis toeganklikheid. Wat eintlik baie verband hou met die eerste ene, maar toeganklikheid sê net, hoorie, ek is toeganklik. As jy 'n oor nodig het, kom praat met my. Daai innige empatie. Dis wat vriendelikheid beteken. Dit gaan verder. Ook eerlikheid. Dis nie 'n aangeplakte smile nie. Die paas kan dit so goed doen. Nee. Dit was 'n bietjie hard. Okay? Dis nie 'n aangeplakte vriendelikheid nie. Dis Jesus is in my vriendelikheid. Jesus is in my vriendelikheid en daarom kan ek met jou vriendelik wees. Nog eene is 'n glimlag. 'n Regte, egte. Dis eintlik die een wat ek mag dit nie weet nie. Het jy al met iemand oor die telefoon gepraat en jy kan hoor daai persoon glimlag? Het jy wel gehoor? Blykbaar verander jou stem as jy glimlag. Ek weet nie of dit so is nie, want party mense is gebore met 'n frons op hulle kop. Ek is een van hulle. Nou okay, die ding is, ek en jy glimlag nie net met ons gesiggie nie. Ons glimlag met ons, nie met ons mond nie, maar ook met ons oë en met ons stem. Het jy al iemand gesien wat glimlag, maar dit is so fake. Nee, jy kry hierdie ou, hy word betaal om vriendelik te wees. Dis al. Nee, maar dis hoe dit is nie. Ons het die bron, ons het Jesus is in ons. En dan oogkontak. Met ander woorde, wanneer ek na 'n ou kyk, kan ek hom in die oë kyk en ek kan Jesus se liefde wys deur die vriendelikheid wat in my oë is. Want weet jy wat, mense sien in jou oë. Hulle kan goed in jou oë sien. Hulle sien wat jy bedoel. Al sê jou gesig iets anders. Die van julle wat langer as 10 jaar getroud is, weet presies waarvan ek praat.
Okay, dis die grootste getuienis wat jy het. Die grootste getuienis wat jy het, dat Jesus in jou lewe is. Die grootste getuienis wat jy, as jy wil hê, mense moet Jesus in jou sien en in jou beleef, dan begin jy's vriendelik met almal. Jy's vriendelik met almal. People will buy into you before they'll buy into your Jesus. Dink is John Maxwell wat dit gesê het. Die beginsel is basies dit. Hulle kan nie Jesus by jou ontvang as hulle nie Jesus in jou sien nie. Hulle moet eers Jesus in jou sien en Jesus in jou beleef voordat hulle die Jesus van jou sal ontvang. Maak dit sin? So hoe aanvaar ons mekaar? Ons is vriendelik met mekaar. En ons is vriendelik met die mense daar buite. Iets wat 'n skaarse kommoditeit is vandag, stem julle saam? OK, dit was nommer 1. Het julle hom? Nommer 2, hier gaan ons. Nommer 2 sê, hoe aanvaar ons mekaar? Wel, ek neem vandag 'n besluit om alle mense te respekteer. Ek moet alle mense respekteer. Dink, maar is dit Bybels? Leer die Bybel regtig ek moet alle mense respekteer? En jy kan nou 'n paar name in jou kop, ek gaan nie weer al die vlaggies so goeders opsit wat ek laasweek gedoen het nie, maar jy kan in jou kop 'n paar name vra. Regtig? Regtig moet ek hierdie mense respekteer? Sê die skrif dit regtig? Petrus sê in 1 Petrus 2 vers 17, julle moet? OK, maar sê dit asof julle bedoel, julle moet alle mense respekteer. En dan natuurlik julle medegelowiges lief hê. Met ander woorde, daar moet meer in dit wees vir my medegelowiges. OK, so, hoe wys ons aanvaarding? Ons het in die eerste punt gesê, ons moet vriendelik wees. In die tweede ene sê ons, ek moet respek toon teenoor ander. Ek moet respek kan wys vir ander. En dit voel partykeer onmoontlik. Veral, ek kan jou respekteer, ek weet jy die Here Jesus, en ek weet jy probeer jou beste, maar ons mense daar buite, wat ek nou vir julle kan sê, ek sukkel om ja, wat ook al. Ek sukkel. Wie van julle sukkel ook partykeer? Steek op die hande, wie is eerlik? Ja, sê ek is nie alleen, hier's 'n paar wat glad nie sukkel ooit met enigiets nie. Maak nie saak. Maar hoe is dit moontlik? Natuurlik is dit moontlik. Want ek en jy doen dit nie uit ons eie krag uit nie. Wie is in ons? Jesus is in ons. En dit is nie omdat ek harder probeer nie. Dit gaan nie. Jy kan nie hard genoeg probeer nie. Jy moet jouself kruisig sodat Jesus in die lewe kan kom. In jou. Maak dit sin? OK, so, ek weet dit is moeilik, maar jy kan dit regkry in die Here Jesus. Ek en jy moet net leer om anders te dink oor mense. Wie van julle het 'n R200 noot gehou vir my? Wie van julle het 'n R200 noot? Steek gou op die hande. R200. Dankie, Estel. Kan jy hom vir my bring asseblief? So, wat jy moet doen is jy moet die waarde van 'n mens bepaal. En as jy die waarde van 'n mens bepaal het, Estel, baie dankie. Ek het nog nooit, dis hoe dit lyk. Estel, jy het eers gevra vir jou om gaan terugkry, jy het hom net gegee, maar jy kan hom terugkry na die tyd, OK, so dis 'n R200 noot, nou, wat ek en jy moet doen, ek en jy moet leer om deur die Here Jesus se oë na mense te kyk, dis wat ek en jy moet doen. Nou, hier het ek 'n R200 noot, daai een op die skerm is groter, maar dis 'n valse ene, hierdie is 'n regte ene, want ek vertrou vir Estel, ek dink nie sy sal vir my 'n vervalste noot gee nie, Estel. OK, so hier's 'n R200 noot, hoeveel is hierdie R200 noot werd? OK, hier's wat Estel nie weet nie. Sy weet dit nie, maar hierdie R200 noot uit die kassier, ek dink jy het hom gekry, wel jy kan nie R200 as klein geld kry nie. Sy het hom by die bank gekry, maar voordat hy 'n ou wat hom kom inbank het dwelms hiermee gekoop. Hy het dwelms hiermee gekoop. Dit was 'n dwelms. Hoeveel is hy werd? OK. Voor dit was hy gebruik om, ek weet nie, julle weet daar's baie keer dienste wat jy betaal wat jy nie moet voor betaal nie, nê? Daar was sulke dienste gebruik. Hoeveel is hy werd? Wie bepaal die waarde van hierdie R200 noot? Die Reservebank. Die Reservebank bepaal hoeveel dit werd is. Nou, dankie, Estel. Baie dankie. Geef vir haar lekker hande klap. Dankie Estel dat ek jou R200. Inflasie het 3 minute van hom gevat, maar jy sal nog kan gebruik. So hier is die ding. Die waarde van die mens voor my word nie bepaal deur die verlede wat hy gehad het nie. Sy waarde word nie bepaal deur sy foute wat hy gemaak het nie. Sy waarde word nie eens bepaal deur al die sonde wat hy gedoen het of selfs besig is om te doen nie. Stem julle saam? Sy waarde word nie bepaal deur sy geleerdheid nie, nie deur sy ras nie. Maar deur die kruisdood van die Here Jesus. Amper asof die R200 se waarde word bepaal deur die Reservebank, word my en jou waarde bepaal deur die kruisdood van die Here Jesus. Hoekom? Want God die Vader het na Kornel gekyk en gesê, ek is so lief, en hoor, moet net julle dink dat Jesus het nie, Jesus het sy lewe vrywillig. Jesus het saam met sy Vader na Kornel gekyk en gesê, ek het Kornel so lief,
Ek sal vir haar in die kruis gaan sterf. Jy kan nou almal se name insit. Dis hoe lief Jesus jou het. Dis jou waarde. Dit is die ou daar buitekant, dis die karwag se waarde, dis die ou wat daar voor die polisiestasie slaap se waarde. Dis die krimineel wat in die tronk sit, dis hy politikus, dis wie ook al daar in jou lewe is, wat jou die horrie piep gee, se waarde. En dis hoe ek en jy daarna moet kyk. So hoe wys ek Jesus? 1 Petrus 2 vers 17, julle moet, ek respekteer jou, maak nie saak wat nie. Want jy is nie my bron vir hoe ek teenoor jou optree nie. Christus is my bron. Die dag toe ek daai besluit geneem het dinge in my hart begin verander. Want julle, uit my persoonlikheid is ek meer judgmental. Ek kan baie vinnig, ek kan op die punt van 'n speld kan ek 'n oordeel vel en sê, ek hou van jou of ek hou nie van jou nie. Ek hou van julle so by the way. Ek hou van almal van julle. As jy hier opdag hou ek van jou by default, as jy by daai deur instap hou ek van jou. Daar's 'n paar mense daar buite wat ek 'n bietjie wonder oor, maar en ek moes daai deel van my kruisig, want dit bring nie eer aan God nie. Amen. Okay. Nommer 2, nommer 3. Hoe aanvaar ons mense? Ek moet vandag 'n besluit neem om met alle mense geduldig te wees. Ek moet 'n besluit neem. Kolossense 3 vers 13. Wees okay. Ek moet geduldig wees met julle, nee. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een die iets teen die ander het. Nou dis binne in die kerk, maar ek dink tog dit gaan verder. So kyk, kom ek som net gou vir jou op. Hoe wys ek aanvaarding? Nommer 1, ek moet vriendelik wees. Julle het dit. Nommer 2, ek moet ander respekteer. Ons het dit. Nommer 3, ek moet geduldig wees. Die Here Jesus verwag van my om geduldig te wees met jou en met die mense daar buite en veral met die mense daar buite. Nou, ek wil baie graag hê jy moet geduldig wees met my. Sal jy geduldig wees met my? Nee, dis te min ja's, regtig. Dis te min. Okay, so ek wil graag hê jy moet geduldig wees met my, maar ek wil nie. Oom, ek is baie geduldig. Met sommige. Maar ek wil nie altyd so geduldig wees. Ek eien myself. Is dit nie so nie? Wie van julle is ook so? Ek wil graag hê mense moet geduldig wees, want ek is maar net 'n mens. Nee, ek sukkel maar nog. Ek wil hê mense moet geduldig wees met my, maar wee. Ek is nie geduldig met ander nie. En dalk identifiseer jy daarmee. Die probleem is, baie keer het ek vergeet hoe ver ek al gekom het met die Here. Nou dit beteken glad nie ek is al daar waar ek moet wees nie. Glad nie, hoegenaamd nie. Maar ek kan sien ek het al ver gekom. Wie van julle het al ver gekom vandat jy die Here Jesus aangeneem het? Wie van julle kan sê, wow, ek kan nie glo, as dit nie vir die Here was nie, lyk soos 'n Mexican wife. Ek kan nie glo die Here het my al so ver gebring nie. Dis dalk jy vanoggend en dis hoekom, dis juis dat ek vergeet gou hoe ver die Here my gebring het. Ek vergeet gou hoe geduldig die Here met my moes wees tot op hierdie punt waar ek nou is in my lewe. Ek vergeet gou. Nou wat het ek nodig om geduld te ontwikkel? Nou, as dit jou probleem is, dan wil ek jy moet nou notas maak, want ek gaan dit nou vir jou 'n kort pad gee, nie na geduld nie, daar's nie 'n kort pad na geduld nie, maar 'n kort pad om 'n besluit te neem om toe te laat dat die Gees geduld in jou lewe ontwikkel. Is jy gereed daarvoor? Okay, so hier's hoe ek dit ontwikkel. Eerste ding wat ek moet verstaan is ongeduld is sonde voor die Here. En tot ek dit nie reguit noem wat dit is nie, gaan ek nie oorwinning kry daaroor nie. Want solank ek ongeduld toelaat, as hoor die man, elke ouetjie het sy foutjie. Dis maar my foutjie, jy het jou foutjie, ons gaan nou nie lelik wees met mekaar nie. Solank ek dit toelaat in my lewe en koester as 'n klein sondetjie, gaan ek dit nie hanteer nie. So ek moet hier kom om te sê, ongeduld is die probleem wat maak dat ek nie Jesus kan wys nie. Ek moet amper so ver gaan om vir myself te sê, my ongeduld kan maak dat ander verlore gaan, omdat mense wat Jesus brood nodig het, ek gaan dit nie vir hulle wys nie, want my ongeduld maak dat ek niks van Jesus kan wys nie. Erken dit as sonde en spreek dit aan as sonde. Nommer 2 is, ek moet verstaan, ons is almal anders. Wie van julle hou nie van wat lemoen op julle pizza nie? Steek gou op die hande. Sien, daar's 'n paar van julle wat nie daarvan hou nie. Ek verstaan nie hoe jy nie daarvan hou nie. Die res van ons almal hou daarvan. 'n Paar van julle sit, wag, wat het nou gebeur? Okay, ons is almal anders en dit is okay, ons het verskillende voorkeure. Dan die volgende ding is, ons het almal genade nodig. Almal van ons het genade nodig. Almal van ons is nog op pad. Weet ek dit? Want jy sit nog hier. Jy het nog asem in jou longe. Niemand van ons gaan volmaak en perfek hier op aarde wees nie. Ons kan beter wees as wat ons gister was. En dan moet ek myself herinner, ek was ook daar.
Ek was ook daar waar die Here genade aan my moes wys. Ek was ook daar waar die Here nog in my lewe moes werk en ek is nog steeds daar. En dan die laaste een is ek moet selfbeheersing beoefen. Ek kan nie aangaan op daai pad nie. Ek moet, die Heilige Gees gee my selfbeheersing. Ek kan nie op my ou pad aangaan nie. So, ek kom vra vir jou vanoggend vir 'n tweede kans. Ek kom vra vir jou, gee die mense om jou 'n kans. Weet julle wat? Dit het my, is julle reg hiervoor? Dit het my lank geneem. Nou het ek te ver gegaan. Het my baie lank gevat om net te kom tot op hierdie plek in die Here. Vriende, ek verbeel my glad nie ek is al daar nie. Ek het baie dae het ek regtig swak dae. Ek weet dit. Maar ek staan elke oggend op soos 'n oorwinnaar in Christus en ek sê, ek wil meer van Jesus in my lewe. Daar moet minder van Johan wees. Dit het my lank gevat. Nou gaan ek, omdat dit my lank gevat het, nou het ek vergeet, en nou kom ek by jou en sê, hoorie, as jy kom net by. Die Here was baie geduldig met my tot hier toe, maar nou wil ek niks geduld wys nie. En dis die ding wat ons sê, ons moet 'n kans gee. Word geduldig, vra die Here om jou geduld. Geduld, jou gebrek aan geduld het niks te doen met die ander ou nie. Dit het te doen met ek wat te min van Jesus in my lewe het. Kan ek dit herhaal? As ek ongeduldig is met mense, is dit nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Dit is omdat ek te min van Jesus in my lewe het. Ek herhaal dit nog een keer, want ek dink hy moet nog insink. As ek ongeduldig is met mense, is dit nie omdat hulle iets verkeerd gedoen het nie. Dit is omdat ek te min van Jesus in my lewe het. Okay. Laaste ene. Hoe aanvaar ons mekaar? Ek neem 'n aktiewe besluit deur om met alle mense in vrede te lewe. Nou Domie Chris het klaar hierdie een aangegaan. Domie Chris, dit was 'n wonderlike boodskap. Die Here het regtig in my hart gewerk terwyl Domie gepreek het. Ek wil net bysit. Ek gaan nie 'n hele preekie oor doen nie, ek gaan net 'n mini preekie oor doen, maar dis deel van hierdie om mekaar te aanvaar. Efesiërs 4:3 sê, lê julle daarop toe om die eenheid wat in die gees tussen julle gesmee is te handhaaf deur om in vrede met mekaar te lewe. Nou dis een van die goed wat Christene mee waaruit Christene geïdentifiseer word. Hulle het 'n inherente vrede. Hulle is nie die heeltyd kwaai nie. Hulle is nie die heeltyd bekleierig nie. So okay, hoe wys ek aanvaarding? Wel, ons het gesê wees vriendelik, dit het ons respekteer ander, ons is geduldig met hulle, maar hier is 'n belangrike eienskap wat ek en jy het. Daar moet 'n inherente karaktereienskap van vredelewendheid hê. Vredelewendheid, dis een van die eienskappe. Maar baie van ons is die heeltyd op die oorlogpad. Ek het Jesus aangeneem, maar ek gaan nie my AK-47 neersit nie. No way. Nee. Hoor jy, ek is elke dag gereed vir 'n goeie bekleierery. Gee my net 'n halwe kans. My vrou vra nou die dag vir my, sê ek's kwaai met my. Toe ek kwaai met haar terug. Sy sê, "Hoekom is jy kwaai met my?" Ek sê, "Ek is baie kompeterend. Ek's altyd die kwaaiste persoon in die vertrek." Ek moet nog gaan jammer sê vir daai een. Maar dis die ding. Baie van ons, nou hier's 'n paar van julle wat julle is absolute groen mense. Julle is nooit op die oorlogpad nie. Ek is 'n rooi persoon, so ek is altyd op die oorlogpad en ek moet myself tone down nie. Ons kan nie die hele tyd in oorlog leef met die mense om ons, met onsself en met ons verlede en met alles hier om ons nie. Alles is ons vyand. Jy sê iets en wonder ek, wat bedoel jy? Wat het jy nou hiermee gesê, oom Kobie? Ek hou hom dop, hoor. Ek hou hom dop. Ek en oom Kobie het 'n ding van elke Woensdag moet ons geskeer wees as hy aankom. Maar hy's afgetree, hy hoef nie meer te skeer nie. Oom Kobie, ek's jammer. Dit moes opkom. Nou hier's die ding. Die Here Jesus wil hê jy moet vanoggend oorgee. Jy moet jou wapen neerlê en sê, Here, ek is klaar met die oorlog. Ek is klaar daarmee. Ek is klaar met die oorlog hier binne in my, ek is klaar met die oorlog met die mense hier om my, ek is klaar met die oorlog teen my verlede, ek is klaar met die oorlog in die toekoms, ek is klaar met oorlog, want dit maak my moeg. En weet jy wat maak jou moeg, is want jy is heeltyd besig om met die Heilige Gees oorlog te hê. Gee oor, gooi daai wit vlag in die lug, maak vrede met God, nooit die Here Jesus. As jy Jesus klaar in jou lewe gaan, sit die wapen neer en sê, Here, ek gee oor, ek is jammer. Sit die wapen neer, lewe in vrede met jouself. Het jy foute gemaak? Dis nou al 100 jaar terug en jy is nog steeds kwaad vir jou. Stop dit. Hou op daarmee, vergewe jouself. Die Here het jou klaar vergewe. En as ander jou nie wil vergewe nie, hulle het slegte smaak. Ek kan nie daarvoor help nie. Okay, maar vergewe. Leef in vrede met jouself. Leef in vrede met jou omstandighede. Dalk het jy foute gemaak, dalk het ander foute gemaak, maar jou goed is stikken. En jy dink jy gaan nooit weer voorkom nie. Weet jy wat? Daar's net een manier hoe jy nooit weer gaan voorkom nie. En dis as jy Jesus verwerp. Dan is jy in die moeilikheid. Want glo vir my, niks wat jy in hierdie wêreld bymekaar kan maak, gaan opmaak vir die verlorendheid hierna nie.
Maak seker jy hou vas in die Here Jesus. So, maak vrede met jou omstandighede. Maak vrede met die mense om jou. Die Here wil nie hê jy moet die hele tyd op die oorlog wees nie. Maak vrede met die wêreld. Weet jy wat? As jy kwaad is vir wie ook al, vir watter politieke party ook al, wat hulle ook al sing by hulle samekomste, so what? Wat help dit jy is kwaad daaroor? Wat help dit jy het onvrede daaroor? Maak vrede daarmee, dit het niks met jou te doen nie. Ek identifiseer in elk geval eers as 'n gelowige. En as gelowige identifiseer ek met Jesus. En as ek met Jesus identifiseer, dan beteken ons 'n ander stel reëls wat ek volg. Amen. So. Om dit te doen, wys eintlik dat ek besig is om te vorder met Jesus. Dis so ek weet, ek is besig om te vorder met die Here Jesus. My oog is nie op die wêreld om my nie, my oog is op Jesus. Nou kyk, ken of julle kan vorentoe kom. Hebreërs 12 vers 1 tot 2. Terwyl ons dan so groot skare geloofsgetuies rondom ons het. Nou daai vers, hoofstuk 12 verwys eintlik na 11, het verwys na die Ou Testamentiese helde. Maar ek wil net gou-gou hê, kyk gou-gou om jou. Kyk gou-gou om jou. Hierdie is mense net soos jy, is mense wat Jesus aangeneem het, is mense wat sukkel met dalk ander goed as waarmee jy sukkel, maar wat ook sukkel, wat ook genade nodig het, wat ook vrede nodig het. Ek en jy bring dit saam na die tafel toe. Terwyl ons so groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons julle moet nou lees op die bord. Laat ons elke las afgooi, ook ons sonde wat ons maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gefestig op Jesus. Hoekom? Want hy is die begin en die volëinder van ons geloof. Ouens, ek kom pleit vanoggend by jou, raak ontslaaf van hierdie laste. Raak ontslaaf van hierdie goeders wat jou op die oorlogpad het. Raak ontslaaf van hierdie oorlog in jou. Dan kan die Here jou meer gebruik. Dan kan die Here meer met jou lewe doen. Nou ek sluit af. Efesiërs 5 vers 11. Ons het laasweek hierdie vers aangehaal. Vra julle self voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Wat jy doen of nie doen is nie my maatstaf nie. Wat Jesus van my vra is die maatstaf. Kan jy amen sê daarop? Ek wil jou kom vra, kom maak vanoggend vrede met die Here. Kom maak vrede met die Here, want dis waar dit begin. As ek vrede het met die Here Jesus, dan is ek in die wegspringblokke om oorwinning te kry en om enige iemand te aanvaar. En Jesaja praat die Here met die volk, Jesaja 1 vers 18, hy sê, kom laat ons die saak uitmaak. Kom laat ons die saak uitmaak. Is hierdie ding vanoggend 'n probleem? Dan roep die Here jou volgende, sê kom, ons maak dit nou uit. En ek wil vir jou kans gee om te bid. Ek wil vir jou nou kans gee, ken of gaan lekker sagte musiek speel. Ek gaan so 'n paar 3 of 4 minute gee dat jy hierdie ding uitklaar met die Here en sê, Here, ek wil oorwinning in Jesus. Ek gee vanoggend oor. Weet ek los nie alles op nie, maar dit sit my op die pad van oorwinning. Wie van julle sê ek wil vanoggend op die pad van oorwinning wees? Nou kom ons bid, sê dit vir die Here. Kom ons bid saam. Vader, in hierdie oggend besef ek net hoe groot en hoe wyd en hoe onverstaanbaar die liefde is in die Seun Jesus Christus, toe hy aan die kruis gesterf het en gesê het, dit is volbring. Vader, en vanoggend besef ons, ek gaan nie my medemens kan aanvaar. Ek gaan nie myself kan aanvaar. Ek gaan nie my omstandighede kan aanvaar tot ek nie op hierdie kruispad gekom het wat ek gesê het, Here Jesus, red my van myself. Red my van myself. Sit my op hierdie nuwe pad van oorwinning. Ek weet, Vader, vanoggend gaan ons nie daardie oorwinning kry tot ons U plan vir ons lewe aanvaar het nie. En Here, ons weet hierdie ding, dis nie 'n maklike pad nie. Dis nie 'n pad wat ek in my eie krag kan stap nie. Maar Here, dis 'n pad wat U ons toe roep in die Here Jesus. Kom help vir ons hiermee. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Terwyl ons opstaan en
orkes vorentoe kom. Vriende, julle hoor baie dat ons praat oor die uur van gebed. En vanoggend wil ek vir jou sê, as vanoggend se tema iets is waarmee jy sukkel, dan is die uur van gebed se seminar vir jou. As jy sukkel met vrede, sukkel met aanvaarding en die heeltyd op hierdie oorlogpad is, dan moet jy weet, hierdie seminar is vir jou, want toe hulle die duiwels uitgedryf het, toe kom die disippels na Jesus toe en sê, Here, hoekom kon ons nie die duiwels uitdryf, maar u kon? En Jesus sê, want julle bid nie, en ek wil vir jou leer hoe om te bid. As dit jou ding is, wil ek jy moet inskryf, ek wil jou daai